Goeiemôre, geliefde kerkraad. Ek het besluit om sommer so 'n kort reeksie aan mekaar te sit oor geestelike leierskap, wat as 'n stukkie toerusting vir julle as kerkraad ook kan dien. Ons kry bitter min die geleentheid om sommer so 'n dag of wat net oor leierskap en wat dit beteken en hoe dit lyk binne die kerk te gesels. So ek het besluit om sommer so 'n kort reeksie aan mekaar te sit. En ons gaan kyk, nommer 1, uit die Bybel uit, wat ons kan leer oor geestelike leierskap. Ons gaan spesifiek kyk na sekere leiers en hoe hulle leierskap hanteer het. Die goeie kant en die slegte kant, want daar is goeie leiers in die Bybel gewees en slegte leiers in die Bybel. En by beide kan ons bepaalde goed leer uiteindelik. Maar voordat ons aangaan, kom ons open net met 'n gebed. Here, ek wil vir U dankie sê dat ons hierdie gesprek kan hê. En ek bid, Here, dat U ons sal lei as kerkraad om die beginsels van geestelike leierskap, soos wat dit in U woord na vore kom, regtig te integreer in ons styl van leierskap en in ons manier van besluite neem wanneer ons as 'n kerkraad bymekaar is. Mag ons werklik, Here, 'n geestelike organisasie wees wat geestelike gehoorsaamheid en in toewyding aan U besluite neem, omdat ons by U gehoor het in gebed, gelei is deur die Heilige Gees. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Vriende, ek wil begin deur 'n bietjie te gesels, sommer in die algemeen, voordat ons na die teks gaan kyk. En die tema vir hierdie reeks is leierskap in die bou van 'n gemeente waarop Christus trots kan wees. Ons is juis besig om 'n bietjie te kyk na hoe kan ons 'n gemeente wees waarop die Here trots kan wees. So kom ons kyk in dieselfde asem dan sommer net na leierskap en hoe leierskap 'n bydrae kan maak daartoe dat 'n gemeente word, 'n geloofsgemeenskap waarop Christus trots kan wees. Ek wil in die eerste plek die rol van die kerkraad of die geestelike leiers van 'n gemeente vergelyk met 'n dirigent wat 'n groot orkes voor hom het en allerlei verskillende instrumente het wat elke een sy eie stuk musiek voor hom het, elke een sy eie tempo, sy eie wat ook al nodig het, maar wat nie op sy eie speel nie, maar as deel van 'n groter geheel. En ek dink is baie belangrik om te verstaan wat die rol dan van die dirigent is. Die dirigent is daar om juis hierdie verskillende instrumente en eie partiture, bedoelende elke ou het sy eie stuk musiek voor hom, lekker saam te blend in 'n pragtige geheel wat op die oor mooi val en die hartsnare aanraak. Daarvoor is die dirigent baie belangrik. As hy die verkeerde ritme aangee, of sommer net heeltemal deurmekaar raak met hoe hy hierdie orkes dirigeer, gaan dit op 'n royale geraas uitloop. Die mooi Afrikaanse woord vir 'n groot geraas is die woordjie kakofonie. En dis nie 'n vloekwoord nie, wees rustig, gaan soek hom op. Dis vir my so 'n pragtige woord, 'n kakofonie.
van geraas. En ek dink ons moet verstaan dat ons ook in die konteks van Highfield gemeente as kerkraad so 'n dirigent is. Elke een van ons is 'n dirigent en ons het 'n voorsitter en ons het 'n dominee wat saam dirigeer, wil ek amper in 'n sekere sin sê, aan hierdie orkes. Sodat hierdie orkes 'n pragtige klank na buite kan maak. 'n gemeente kan word en wees waarop Christus trots kan wees. Leierskap, vriende, is dis duidelik onmisbaar. Maar geestelike leierskap, wil ek vir julle sê, is kwalitatief anders as wat die korporatiewe of die politieke leierskap daaruit sien. Ag, en ek dink 'n ou kan sommer maar net reeds ietsie daarvan sien as jy kerklike leierskap vergelyk met politieke leierskap of so aan. Maar ek wil tog hê ons moet na 'n paar kenmerke, verskille tussen die twee net kyk. Daar is so 6 en ek gaan net baie vinnig aan hulle aanraak. Ons kan by 'n ander geleentheid miskien meer in diepte oor hulle gesels. Die eerste ene wat dikwels in gemeentes en gemeentelike leierskap, geestelike leierskap investeer, is dat kerk is mag en beheer. En kerklike leiers val baie maklik in hierdie struik. Hulle wil baie graag die mag hê en in beheer voel van dit wat alles in die gemeente gebeur. In plaas daarvan om ook 'n stuk vryheid te hê, dat die Gees kan waai waar hy wil en 'n verskil kan maak in die wêreld om hom. Kerklike leierskap se kern eienskap, glo ek, is nie mag en beheer nie, maar nederige diensbaarheid. En diensbaarheid nie ter wille daarvan om mense te manipuleer in 'n rigting, want dit gebeur ook. Baie keer in die korporatiewe wêreld word diensbare leierskap gebruik, dink ek, om uiteindelik die kliënt op 'n manier te manipuleer om op 'n manier sy produk te gebruik. Die tweede eienskap is gebrek aan integriteit. Vriende, ons lees dit op die rapport se voorblad. Dis gewoonlik daar. Die skandale. Dit is net ongelooflik om ook te sien hoe die kerk dikwels geïnvesteer word met hierdie gebrek aan integriteit. Skandale van finansies, waar finansies gesteel, verduister of verkeerd aangewend word. Seksuele misbruike. Daar is talle stories daarvan in die kerk. En van hulle is regtig ernstige skandale, waarin ook minderjariges baie keer betrokke is. En dan die skandale van magsvergrype, waar dit amper 'n tipe kultuskultuur word, van hierdie een leier wat absolute beheer en mag uitoefen oor almal om hom. Wat gevra word in ons dag en tyd, en ook van geestelike leiers, is 'n absolute deursigtigheid en 'n geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid word ondersteun en bevestig deur ons deursigtigheid. So besluite wat deur 'n kerkraad geneem word, dink ek is van groot belang
op 'n manier met die gemeente te kommunikeer, sodat hulle weet wat hierdie kerkraad se besluite is rakende die geestelike groei en ontwikkeling van die gemeente. Dis belangrik. Daardie deursigtigheid lei uiteindelik daartoe dat gemeentes voel dat die kerkraad geloofwaardig optree. Derdens, in die wêreld kry jy hierdie prestasiekultuur. Jy moet presteer en daar is teikens en daar is en jy moet net by elke een van hulle uitkom of jy verloor jou werk in sommige gevalle. Sukses word in die wêreld gemeet en dikwels in die kerk ook in terme van getalle. Hoeveel siele sit die banke van 'n kerk vol? Hoeveel het ons op ons boeke? Dit word baie keer in terme van begrotings en finansies gemeet. Hoeveel geld kry ons in? Hoe suksesvol is ons daarin? Die Bybelse maatstaf het niks met sukses te doen nie. Dis eintlik 'n vloekwoord, dink ek, behoorde te wees binne die kerk. Die maatstaf is getrouheid, karakter en geestelike vrug. En oor die goed gaan ons nog vorentoe meer gesels. Die vierde ene is 'n gebrek aan disippelskap. Daar word baie keer binne 'n gemeente en veral wanneer daar 'n saak rondom oorlewing van 'n gemeente op die tafel is, baie gefokus op bestuur en administrasie en finansiële bestuur. Eintlik micromanagement daarvan. Eerder as geestelike vorming. Dan begin dit agterweë bly. So word die gemeente eintlik 'n sakeonderneming eerder as 'n geloofsgemeenskap wat uitreik missionaal omgee vir die konteks waarbinne hulle gemeente is. Vyftens is individualisme. Baie keer kry 'n ou persone binne 'n kerkraad en ook binne 'n gemeente wat baie individualisties is en hulle persoonlike invloed, hulle eie persoonlike stempel probeer afdruk, in plaas daarvan dat Christus verheerlik word, is hulle 'n eer eerder op die spel. So word 'n kultus van persoonlikheid geskep, waar die liggaam van Christus uiteindelik die gevaar loop om verdeel te word. Die 6de eienskap is 'n gebrek aan aanpassing. En hieroor gaan ons nog baie moet gesels. Ons leef in 'n vinnige veranderende wêreld. Dit is waar. En ek dink ons moet aanpas by hierdie vinnig veranderende wêreld sonder om die waarhede, die kernbeginsels, die verhaal van die Bybel prys te gee in dit alles. Ons moet net leer om dit op nuwe maniere te verpak, op nuwe maniere dit oor te dra aan ander. Hier is een van die maniere wat ek vanoggend gebruik om dit te doen. Daar's baie keer 'n gebrek aan kreatiwiteit. En daaroor gaan ons moet gesels. Ons gaan baie diep, veral rondom die tieners in die verband moet gesels. Tradisie word baie keer 'n hindernis, eerder as 'n hulpbron. En ek dink tradisie is nie noodwendig verkeerd nie, maar wanneer dit die alles oorheersende ding word binne die gemeente, ons moet die ou tradisie volg, ook die tradisie kan vernuwe. En ook kan die tradisie 'n hulpbron wees vir ons om in die eerste plek te verstaan waarheen ons
waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is. Dit word eintlik 'n soort van 'n kompas, maar dit word nie die alles waarom 'n gemeente gebou word. Ek wil graag nou oorbeweeg na die teksgedeelte. En die teks wat ek wil lees vanoggend en waaroor ek baie min net gaan sê, en julle kan dit weer by die huis gaan lees, is die gedeelte in Numeri 12 vers 1 tot 9. Miriam en Aaron het vir Moses aangespreek oor die Kusitiese vrou wat hy gevat het, want hy het met 'n Kusitiese vrou getrou. Het die Here dan net deur Moses gepraat, wou hulle ook nog weet, en nie ook deur ons nie. Die Here het dit gehoor. Moses was 'n uiters sagmoedige man, maar as enige iemand anders, meer as enige een anders op die aarde. Die Here het onmiddellik vir Moses, Aaron en Miriam gesê, gaan julle al drie na die tent van ontmoeting toe. En hulle drie het gegaan. Die Here het toe in 'n wolk afgekom, by die ingang van die tent gaan staan en na Aaron en Miriam nader geroep. Toe hulle twee nader kom, het hulle gesê, luister na wat ek sê. As daar 'n profeet van die Here onder julle is, maak ek my aan hom bekend deur visioene en praat ek met hom in drome. Maar met my dienaar Moses is dit anders. Hy is die betroubaarste in my diens. Met hom praat ek direk en persoonlik en nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Waarom was julle dan nie bang om so met my dienaar te praat nie? Die toorn van die Here het teen hulle ontvlam en hy het van hulle af weggegaan. Nou vriende, die kernvers hier, dink ek, is vers 3. Moses was 'n uiters sagmoedige man, meer as enige iemand anders op aarde. Ek dink hier is die eerste ernstige eienskap van geestelike leierskap. En ek dink ons behoort dit baie ernstig op te neem wanneer ons daarna luister. Nou, die agtergrond van hierdie gedeelte is kortliks dit. Aaron en Miriam kom so met 'n voorwendsel na Moses toe. Hulle is vies oor die Kusitiese vrou wat Moses geneem het, bloot omdat sy nie 'n Israeliet is nie. Maar agter dit alles is daar 'n stuk jaloesie. Is daar so 'n bietjie van 'n paleisrevolusie, as jy dit sou wou. Hulle wou eintlik so 'n bietjie meer aandag kry, so 'n bietjie meer in die spotlight wees, so 'n bietjie meer belangrik wees as wat hulle voorheen was. Nou, Aaron en Miriam se doel was dus om Moses se gesag te ondermyn, maar dan gryp God in en hy bevestig Moses se nederige en unieke roeping. En soos ek gesê het, die kernvers vir my is daardie vers 3. Maar die man Moses was baie nederig, meer as al die ander mense op aarde. Dis 'n mooier vertaling. Hierdie vers is die spil waarom die hele verhaal van Moses
se nederigheid uiteindelik draai. Moses se nederigheid is die rede waarom God hom kies en hom beskerm. En dit staan teenoor Aaron en Miriam se trots. Hulle hubris in 'n sekere sin. Wat vir my opval, vriende, is dat daar gesê word dat hy baie nederig was. Die Bybel wat ek gelees het, praat van sagmoedigheid, en ons weet in die bergrede word daar ook gesê, geseënd is die sagmoediges, nê? Die mense wat nederigheid beteken nie dat jy nie opstaan vir jou regte nie, dat jy hierdie Jannie Jammergat is nie. Nee, dit beteken net dat jy op 'n ander manier met mense werk. Nie uit 'n posisie waar jy op hulle neersien nie, maar uit 'n gesindheid van ek luister na jou en ek loop saam met jou die pad. Nederigheid word eintlik hier vir ons gesê is die kern van ware leierskap. En nederigheid en afhanklikheid van God loop hand aan hand. Jy sien, nederigheid, of hulle andersom sê, afhanklikheid van God is onmoontlik sonder nederigheid. Want nederigheid sê, ek ken my plek voor God. En omdat ek weet wie ek is, weet wie God is ek dus afhanklik ook van hom. Die groot vraag uiteindelik is, wat ons kerklike leierskap betref. Hoe lyk dit in terme van ons nederigheid en intimiteit met God? Want dit vorm die basis. Hoe gereeld is ek in gebed met die Here besig? Is ek gereeld besig om sy woord te bestudeer? Nederigheid is die sleutel tot God se seën en gebruik van 'n mens uiteindelik. So die eerste kenmerk van geestelike leierskap wil ek duidelik en mooi onderstreep, is nederigheid. Is nederigheid. Is om te weet wie jy is in verhouding met God en dat jy sonder God nie kan klaarkom. Dit was een van Moses se grootste kenmerke. Vriende, ons sal in die komende gedeeltes dalk 'n bietjie meer fokus op die woord, minder op ander dele. Ek wou vandag net 'n inleiding gee. Mag hierdie regtig van groot waarde vir julle wees. Ek sou graag julle terugvoer ook wou hê, julle vrae wou hê. Julle is baie welkom om dit vir my te WhatsApp. Mooi bly en mag julle geseënd wees. Dankie dat ek saam met julle as 'n span die geestelike leierskap van hierdie gemeente saam met julle die geestelike leierskap kan doen van hierdie gemeente. Seën vir